Vader, ons sê dankie vir die kosbare woord, die werklikheid daarvan. Die inslag van die woord in ons lewens. Dat ons sal die uitstap en die wete dat God is met ons. Sy woord is 'n werklikheid. Dit maak 'n verskil in ons lewens en ons kan triomfeer as gevolg van die woord van die Here. En die vyandmagte word beslaan, want ons sê dit staan geskrywe in God se woord. Daarom vra ek Heilige Gees dat U die een sal wees wat die woord sal voortset aan ons en wat ons gee myself oor aan U soos net U wil in Jesus mooi naam. Amen. Ek dink ek het die boodskap gepreek terug, maar nie dieselfde ene nie. Ek kan jou beloof, ek het nie teruggegaan op my rekenaar om te gaan kyk waar is hy nie, wat is dit nie. Ek was net gehoorsaam aan die opdrag van die Here. En dis die groot ding. As ons net hoor wat sê die Here vir ons, en ek wil praat, ken jy die naam van die Here? Do you know the name of God? Wat beteken dit? Dan kan soek, party mense sê daar's 12 name van God in die Bybel, ander sê daar's 24, ander by die 40, een kommentaar sê daar's oor 100 name van God in die Bybel. Ek gaan nie al 100 met u deel nie. Ek gaan net deel wat God my hart gelê het. Ken jy die naam van die Here? Psalm 91 vers 14. Baie mense, as ons in huise instap, let die Bybel ook op Psalm 91. Die beskermde Psalm. Vers 14 sê, omdat hy my lief het, sê God, niemand anders nie, Dawid nie op die psalmdigter nie, daarom sal ek hom uitred, dat sy hoorbelaters nou by hom kom. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Tweede wat die Here sê, because he has set his love upon me, therefore will I deliver him, I will set him on high, because he has known my name. Die woord red, deliver, palat, in Hebreëus, beteken iets besonders. To deliver, to carry away, safe. Met ander woorde, in te gryp. God wil jou ingryp in jou omstandighede vanoggend. Hy wil 'n verskil maak in jou situasie. Omdat jy hom lief het. Wil hy jou red. Die Here wil nie sien hoe spook en spartel jy nie. Ek weet nie die Here God het bedoel dat u vanoggend hier moet sit met bekommernisse. Wie van net 'n maagseer van bekommernis? Maagseer kom van bekommernis af. En jy kan net ontslae raak daarvan wat jy bekommer jy dood. Jy kan nie slaap in die aande nie. Want jy is bekommerd oor wat gaan gebeur. As jy die woord vanoggend vat, gaan dit 'n verskil maak, want God wil jy daar uitred. Hy wil 'n verskil maak in jou lewe. En hy gaan dit doen. Dan sê hy verder in Exodus, Moses kom. En die Here gee hom 'n opdrag om met die volk uitlei. En hy sê, Here, wie moet ek sê, wie stuur my na hulle toe? Hoe moet sê, hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God, Elohim, dis waar tussen Elohim is God die Vader, Seun en Heilige Gees, drie foutjies af. Hulle praat. Sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur, die ek is. God, Vader, Seun en Heilige Gees verklaar vanoggend, hy is. Hy is die ek is in jou lewe. Is hy nie die God wat hulle uitgelei het in Egipte land het nie? Saam met hulle getrek? Ons weet hulle baie probleme gehad langs die pad as gevolg van ongehoorsaamheid. Dis God op die proef stel. Maar die Here sê woord stand gehou, sê ek is, lei hulle uit.
en die wonders wat plaasgevind het. Ek het onlangs gehoor, berig na gekyk, hulle sê, in die Rooi See, het 'n ou strydwaan se wiele gekry. Dis 'n teken dat Vader se strydwaan het in die Rooi See gesink. Bybel is die waarheid. En ons moet besef, die ek is wat ek is hier vir jou vanoggend. Hy is hier om dit sy kant te bring. Hoor wat sê Jesus, Johannes 8:58, Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Die Engels sê dit eintlik, Jesus said unto me, when I said to you, before Abraham was, I am. So Jesus het nie gesê, ag, jy Vader sê hy is nie. Sê ek is deel van die ek is. Die Heilige Gees is deel van die ek is. Is die Heilige Gees wat met ons saam is. Is die Heilige Gees wat elke dag saam met jou is. Is die Heilige Gees wat jou lei. Die Heilige Gees daar vir jou. So ons moet besef, die ek is wat ek is met my elke oomblik van die dag, elke oomblik van my lewe is die ek is. Maar baie keer erken ons dit nie en ons gaan die omstandighede. Ek is wil jou uitred vanoggend. Ek is wil met jou wees vandag. Hy wil jou deurdra. Psalm 5 vers 12, hoor wat sê. Maar laat hulle almal bly wees wat by u skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskik u hulle. En laat hulle juig in die wat u naam lief het. Hierdie is die waarheid. As jy glo dat God is die ek is, juig en jubel. Moet nie toelaat dat die vyand jou voete onder jou uitslaan nie. As omstandighede jou pad langs kom, ag wat nou, hoe nou? Ek kan uit ondervinding praat, wanneer ek in omstandighede is, het ek geleer om te juig en te jubel. Wanneer ek juig en jubel, dan moet die vyand besef, my God het opgestaan. En die vyand se werk en planne word vernietig. So ek wil jou aanmoedig vanoggend, omdat jy die Here lief het, om jy by ons skuil, juig en jubel, en dan sal hy jou deurdra, hy sal jou deurvat. Moet nie toelaat dat die vyand mag jou onderkry, die kind van God. Jy is meer as 'n winnaar, en jou winning lê, en jou juig lied, jou loflied tot God. Psalm 9:11. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek, nie verlaat nie. O Here. Hoeveel keer het baie van ons dalk gesê, as dit swaar gaan, Here, waar is u nou? Hoekom het u my verlaat? Here, kyk in my omstandighede, waar is ek vasgevang? Dit laat my dink aan die woorde van die 2 rye voetspore, en iewers skielik is net 1 ry. En die persoon vra, Here, hoekom jy my verlaat? Sê die Here, nee, daai ry spore wat jy wil sien is my spore. Ek het jou gedra deur die omstandighede. Amen. Dankie, Here. Ja, wat jy naam ken. Ken jy naam? So op u vertrou, nie op mens nie. Die Here. Omdat die wat u soek, die verlaat nie. Jesaja 44 vers 8. Ek is die Here. Dit is my naam. En my eer sal ek aan geen ander gee nie. Of ook my lof aan die gesneede beelde nie. Sy naam is God, Jehovah, Elohim. Hy is die Here wat daar is. En hy wil nie sy naam deel met ander name nie. Baie jare terug, toe was ek so 20 jaar oud. Met 'n vriend van my daar van Kreeusdorp gaan ons na Durban toe. En sy meisie en hierdie vriendin daaronder by Durban. En hierdie vriend, die meisies praat oor om te gaan na
voorlees, wat doen die ons het kaarte voorlees en al die dinge, kristalballe kyk. En die vriend wil nie gaan nie, maar die meisies wil tyd om. En hy sê, ek moet saam gaan. Nou ek sit daar en ek bestraf, en hierdie vrou sê nou van, hy gaan so en al die dinge gaan gebeur. En ek bestraf dit, sê Here, dit gaan nie gebeur nie. Maar as ek nie gesê, daaraan kan ons 'n ongeluk betrokke wees. Dat 'n man die verkeerslig oorjaag in Durban daai nag. En ek besef, die Here wil nie sy eer deel met ander afgode. Daarom kan van God moenie hardloop na die sterre. Weet jy wie van julle lees die sterre? Ons kry dit. Kinders van die Here, dis die horoscoop. Dis 'n horrorstorie daar. Ek wil nie weet wat nog. Nee, kom by God se woord uit. Hy sal jou deurdra. Nou gaan ons bietjie verder die name en eienskappe kenmerke van God. The names, attributes of God. Die eerste ding wat vir my so uitstaan, Abba. Abba beteken my papi. Dink daaraan dat die almagtige God wat die heelal geskaap het, wat hy in my geskaap het, gemaak het. Abba, kan ons sê my papi. Dis vir die mooiste as ek 'n kind hoor en hy sê papa of oupa. 'n Moeder kan nie wag tot hy kind, daar's altyd 'n stryery. Wie sê daai babatjie eers papa of mamma? Hulle wil dit hoor. Abba Vader, is ek. Ek wil die naam groot maak. Ek wil die naam uitdra, Abba. Want is my God, is met my, het 'n plan, het 'n doel in my lewe. Abba Vader, hoe was die Galasiërs 4:6? En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. Kind van God moet nie bang wees om te roep Abba Vader nie. Wanneer jy met hom praat, sê Abba Vader, my papi. Hy is nie 'n stiefpa nie. Hy is nie 'n pa wat jy omgee nie. Hy is 'n Vader wat lief is vir jou en omgee. Romeine 8:15-16, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny en wete vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, die wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self betuig met ons gees dat ons kinders van God is. Ek is verseker, ek is 'n kind van God. Ek hoef nie te wonder nie. Weet u ook dat jy 'n kind van God? Is daar Gees binne jou wat getuig, jy is kind van God? Heeft dit twyfel nie? Abba Vader. Lukas 11:2 sê Jesus self, en dis Jesus, en hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Onse Vader, Vader. Wat beteken dit? Hy is ons Vader, hy is ons Abba. Kom ons van Vader. Die volgende wat ek kry is Alpha en Omega. Die begin en die einde. Ek is die Alpha en die Omega. Die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ek is. Kyk daar kom ek is weer. I am. The Alpha and the Omega. Die God wat daar aan het begin was. Ek het nou dag iets niets gehoor. Ons het altyd gehoor, ons kom van daai ding met die trolstad agter. En baie mense glo dit word geleer in die skole. En wie weet jy, luister na iets net hoor. Hulle praat ons van die rots af, ons is afstammeling van die rotse klippe.
weet nie waarvan hulle na nie, maar dis wat die wetenskaplikes beweer. Ek het 'n God wat my geskaap het. Met sy gees in my, met sy asem in my. Daarom kan ek sê, Abba Vader, U is die Alfa, U was in die begin daar. En op die einde in die boek van Openbaring sluit hy af met die Alfa ook. Hy is ook nog daar. En hy sal nog daar wees. En die ewigheid daarna is hy die Alfa, hy gaan daar wees vir ons. Handelinge 4:12. En die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat ons die mense gegee is nie. Waardeur ons gered, so beteken to say, that is deliver, protect, literally, figuratively, heal, preserve, save, to do well, be made whole, moet word nie. Daar is geen ander naam dat jy gered kan word uit omstandighede, dat jy genees kan word, dat jy kan vrygemaak word, behalwe in die naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Maar ons besef dit nie, en ons hardloop rond, en ons die kant en daai kant, help my, sien my raak, mense help my. Nee, gaan net na Abba Vader toe, sê Abba Vader, dis myne, ek is joune. Kom ons moet net verder ook, Jehovah Roy, die Here my herder, the Lord my shepherd, Psalm 23:1, 'n psalm van Dawid, die Here is my herder, hy is herder, niks sal my ontbreek nie. Baie sê, die Here is my herder. Maar vergeet die ander stukkie. Niks sal my ontbreek nie. I shall lack nothing. Ek sal niks voorkom nie. Hoeveel van ons ontbreek? Die Here is my herder. Begin verklaar en ek sal niks voorkom nie. Ek sal geen gebrek hê. As jy sy naam noem, die Here die herder, dan verklaar jy, ek sal niks voorkom nie. Maar ons is te bang om te sê, want sê nou, dis my lot in die lewe. Waar lees jy dit sy lot in die lewe? Ek lees dit nergens in die Bybel nie. Ek lees wat God wil besien, wil jy deurdra, wil wees daar vir jou. Johannes 10:11. Ek is die goeie herder. En dan lees jy lewe af vir al die skape. Wat is die goeie herder? Johannes 10:13 sê net die vers voor dit. Die dief kom te split, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed moet hê. Life in abundance, life to the full, life to the fullest meaning, sê die verskillende verklarings. Ja, en ek moet maar so aangaan tot die Here my eendag kom haal. Spreek dit vandag af. Ons ry gister in die kar en daar praat 'n persoon en sy praat van negativiteit en al die dinge en sy sê moet ontslae raak. Vir daai beeld van negativiteit. Want dit kan jou aftrek en weerhou van dit wat die Here wil doen. Kry daai positiwiteit, ek is God se kind, ek roep Abba Vader, hy is my deel, hy is met my. Hy is die goeie herder wat vir my sorg, wat my leerdra. Psalm 95 vers 7, want hy is onze God. Hoe mooi, want wie se God is hy? Onze God. En ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wil luister. Wie wil luister na die stem van God? Weet dit, jy is sy skaap. Hoe julle skape, ek sal nie 'n skaap vir die Here wees as iets vir die duiwel. Want hy is my God, hy is my herder, hy is daar vir my. Hy dra my deur, hy voorsien, hy is daar so, wanneer ek uitroep. Die volgende, Jehovah Here, die Here sal voorsien. Ja, Here, ons ken die storie van Abraham en Isak. Gaan op die berg op, Isak die beloofde seun wat die
Die Here gaan ons sal baie nasies geseënd wees. Die gee die Here vir Abraham opdrag van offer jou seun. Isak is so 14 jaar oud. Draag jy uit en alles saam met sy pa berg op. Pa, waar is die offerlam? Wat sê Abraham vir hom? Hy weet, hy moet sy seun offer. Daar gedagtes in hom. Maar wat sê hy? My seun, God sal voorsien. Hy verander sy denkwyse. Hier nou moet my seun gaan offer wat hy gegee het. Waar gaan die belofte vandaan kom? Al wat hy sê, God sal voorsien. In jou krisis, God sal voorsien. In jou omstandighede, God sal voorsien. Is jou Here. Filippense 4:19 En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. My God sal nie miskien nie. God gaan nie eers daaroor dink, was jy soet genoeg gewees? Baie duidelik sê, my God sal voorsien in your every need. According to his riches in Christ Jesus. Sy woord. As jy maar net wil luister na die woord vandag, mens. En dit positief op van sê, Here, ek glo dit, ek pas dit toe, ek leer dit my lewe, en ek vertrou God, Abba Vader. Ek sê, dankie Here, is my God, is daar vir my. Jehovah Rafa, sluit met die bene. Die Here wat genees, the Lord who heals. Dit is sy naam. Exodus 15:26 en gesê, as jy getrou, luister mooi, hier is die sleutel, as jy getrou na die stem jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Die sleutel daarin, as jy getrou luister en gehoorsaam is. Hoe baie mense wil gebid word, maar hulle bring nie God se kant. Hulle bring nie dit wat die Here is. O, bid vir my gesien. Ek dink pas gestryde met die greef ek op. Dan bel die mense tot in die Kaap uit. Bel iemand, pas vir bid vir my. Die vrou het kanker, sy moet gaan vir operasies. Pas vir bid vir my. Weet nie sy by my uitgemas uit die Kaap uit. En ek bid vir haar. En die Here het haar deurgedra, maar nou bel sy of sy stuur 'n WhatsApp pastoor. Ek bid dat die Here my deur hierdie chemo moet vat, ek is so bang daarvoor. Sê vir luister, jy hoef nie bang te wees nie, God dra jou deur. Toe my vrou self hierdie chemo gaan, was die oomblik van benoudheid nie. Ons het geweet, God kan. Al moes hy daar deur gaan net, want die Here, en ek weet, sy sê van, ek dink gisteroggend, om te dink, sy word amper, is so? Bietjie later 69. En sy sê, kyk, ek het nie so baie grys haar as ander mense nie. En toe sê die hare begin groei na die chemo. Dit daai weer uit van haar is nie gedaai nie. En die mense is onmoontlik, na chemo kom spier wat uit. God is daar vir jou. Hy dra jou deur. Hy is met jou. Ek is die Here wat jou gesond maak. As jy vanoggend nie sit en jy het 'n probleem in jou lewe, sê Here, u woord sê, is Jehovah wat te doen. Is my God wat te doen, is die God wat gesond maak. En ek vat jou op die woord, Here, ek staan vas op die woord. Exodus 23:25 en julle moet die Here julle God dien
dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. Ja, kan jy dit doen? Ek vertrou die Here, dat die Here gaan dit doen, en elkeen wat luister na die woord, as jy toch maar hoor wat sê die woord van die Here, glo, ek gaan terugkom met 'n getuienis, ek is genees, ek is gesond. Amen. Psalm 103 vers 2-3, loof die Here o my siel, en vergeet geen van sy weldade nie, want al jou ongeregtighede vergewe, want al jou krankhede genees. Want al jou krankhede, ek lees nêrens hierin, dat ek nog geen kommentaar gesien, want hulle sê, daai siekte het die Here uitgesit, hy sal dit nie genees nie. Daai krankheid gaan die Here nie genees nie. Al jou krankhede, maak nie saak wat is hy die God wat dit genees. Vir dit vanoggend glo dit. Jesaja 57 vers 18-19, ek het hulle weer gesien, en ek sal hulle genees. Wat het God na gekyk? Dien jy om in gees en waarheid, of speel jy met godsdienst? Dan kan jy nie hoop om gezond te word nie. Maar as jy dien in gees en waarheid, soos die woord gesê, ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, naamlik aan hulle treuriges, skep die vrug van die lippe, vrede, vrede vir die wat ver en die wat naby is, en ek sal hulle genees. Dis 'n belofte, is nie myne. Die woord. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Die prys is betaal. Jesaja 53 vers 4 en 5. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag en goed geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortreding deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. As die vyand kom, ons het 'n vroukie daar in Ladysmith, daar, en sy het nog al jare met ons kontak. Dan kry sy 'n kop seer. Sy drink nie 'n pil. Dan sê sy, pastoor,